In my nadenke oor evolusie, het ek gelees van baie navorsers wat kies om God as skepper in die Bybel as 'n direkte verslag oor hoe alles gebeur het te aanvaar. Ek kan my verstom daaroor dat sommige geleerde mense kies om al rug te draai op alles wat na God wys. Ek het opgemerk dat daar duidelike bewyse in die natuur en in gesteentes is wat sê dat dit wat die Bybel oor die skepping en 'n wêreldwye vloed in Noag se tyd sê, waar is. Romeine 1 vers 20 sê dat 'n mens vanaf die skepping van die wêreld af God baie duidelik in sy skepingswerke kan sien. Romeine 1 vers 24 sê dan dat daardie mense wat kies om God nie raak te sien nie, oorgegee word aan hulle sondige natuur, sodat hulle al verder van God af wegloop. Dis presies wat gebeur met hierdie mense wat vir evolusie kies. As hul teorieë verkeerd bewys word, dan maak hulle net weer nuwe teorieë om te verduidelik waarom dit vir hulle logies is om God as skepper te verwerp. 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 sê, daar sal 'n tyd kom waar die mense die waarheid nie sal wil hoor nie, en net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal hulle tot verdigsels wend deur die leuns van Satan te glo. Ek sien elke dag verskeie koerantberigte wat evolusie as die waarheid voorhou. Ek hoor dat wetenskaplikes wat glo dat God die skepper is, se navorsing baie moeilik in wetenskaplike tydskrifte gepubliseer word, want dit pas nie in by die teorie van evolusie nie. Die druk op gelowiges word al groter. Waar staan jy? Kies jy om die getuienis van die Here uit sy skepping te verwerp en die leuns te glo wat sê God het nie geskep nie en daar was nie 'n sondeval nie? Of kies jy om teen die stroom in te gaan en bly jy by God en sy woord?